Goeiemôre, dit is my regtig wonderlik om vir jou die woord te bring vir oggend. En ek gaan vir jou dit bring uit Johannes 11 uit. So as jy wil, kan jy jou woord daar oopmaak of jy kan my sommer net volg. En natuurlik vertrou ek dat jy ook kommunion sal reg hê in die oggend om saam met my dit te gebruik in die teenwoordigheid van ons Here. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir u genade. Dankie vir die woord wat kan uitgaan. Dankie dat ek weet, u woord keer nooit leeg terug nie. Ek eer u Here vir u woord in Johannes 11. Leer ons Heilige Gees en kom verander ons asseblief tot verheerliking van God se naam. Amen. Nou die gedeelte is toe Martha vir Jesus sien opdaag het sy natuurlik dadelik vir hom gevra, waar was u toe my broer Lazarus so siek was? Hoekom het u nie betyds opgedaag nie? Want as u betyds opgedaag het, dan sou u my broer kon gesond gemaak het en sou hy nie dood gegaan het nie. En Jesus kom hier en hy sê ook vir haar, moenie bekommerd wees nie, Lazarus sal weer lewendig word. En sy verstaan dit natuurlik soos wat baie die woord van God verstaan, dat hy sal opstaan op die laaste dag wat Jesus die dooies ook sal opwek. En Jesus sê van nee, dit is nie wat ek bedoel nie. Wat ek vir jou sê is dat as die een wie gesterf het in my gesterf het, sal hy lewe, al het hy ook gesterwe. Maar die gedeelte wat ek vanoggend vir jou wil uitlig, is na al die afgelope boodskappe waar ons gekyk het, hoe Jesus sy wonde ons genees het, en ons het ook laas daarna gekyk, dat ons getuienis moet wees deur die krag van die bloed van die lam, en ons getuienis, en ons het ons lewe nie lief tot die dood toe nie, met ander woorde, ons leef nie meer nie, maar Christus leef in ons, daardeur word die vyand oorwin. En vanoggend se boodskap kom vir my na jou toe, soos die Here dit vir my gegee het, uit Johannes 11 vers 28. En nadat Martha dit gesê het, gaan sy en sy roep Maria, haar suster, stilletjies. En sy sê, die meester is hier, en hy roep jou. En dit is my gebed, dat jy in jou hart, daar in die stilte van jou hart, waar God met jou praat, sy woorde sal hoor, dat hy jou roep. En ons gaan kyk vanoggend, wat gebeur, as hy ons roep. Nou, in Johannes 11 vers 4, sê Jesus, hierdie siekte is nie tot die dood toe nie, maar tot die heerlikheid van God, sodat die Seun van God daardeur verheerlik kan word. Ek weet nie wat jy deurgaan nie, of waardeur jy al is nie, maar ek weet iets, dat Jesus sê in sy woord, dat hy ons hier net wil herinner, dat wat ook al met ons sal gebeur, sal wees om God se naam te verheerlik. Romeine 8:28, ons weet dat vir hulle wat God lief het, alles ten goeie meewerk, vir hulle wat na sy voornemens geroep is. Johannes 11 vers 5 sê, en Jesus het Martha en haar suster en Lazarus lief gehad. En ek kan vir jou sê, jy kan in daardie gedeelte ook jou naam sit, en jou gesin se naam, en weet daar, die Here het jou lief. En daar die goeie nuus is, die meester is hier, en hy roep jou. Daar waar jy nou sit, en luister na God se woord, daar is die Here, Immanuel, God met ons. Hy is hier by jou, en hy roep jou. Dat jy kan weet, die voorhangsel is geskeur, dat so dikwels, soos ek hom hoor, roep na my toe, hy is hier, en hy roep my, so dikwels, kan ek deur daardie voorhangsel gaan. Jesus kom by Martha en Maria aan, 4 dae te laat. As jy na hierdie boodskap luister, wat gaan in jou aan,
wat jy voel in jou binneste, dis 4 dae te laat. Dalk is dit 'n siekte, dalk is dit baie slegte nuus wat jy gehoor het, dalk weet jy nie watter besluit om te maak nie, dalk is jy onseker oor iets, onseker oor die toekoms. Wat is daardie iets in jou hart wat jy voel, dit is te laat? Nou, daar was baie Jode om Martha en Maria gewees, om hulle te troos. En besef hier, dat geen mens vir jou 'n antwoord kan gee nie. Martha, die besige een, se antwoord is, Here, as U hier was, sou my broer nie sterf nie. Wanneer gaan ons tot daardie besef kom, die Meester is hier en hy roep jou, dat die koninkryk van God binnekant in ons is. En sy maak daardie verklaring, dat sy weet, wat Jesus God ook al vra, sal hy kry. Ken ek Jesus vir wie hy is? My middelaar, wat vir my intree, wat vir my sê, selfs al weet ek nie hoe om te bid nie, dan sal die Heilige Gees in my bid, met 'n versigtiging vir my intree. Hoe fyn moet jy nie vanoggend Jesus se stem hoor, daardie woorde, die Meester is hier en hy roep jou. En daardie woorde wat Jesus vir haar gesê het, jou broer sal opstaan. Wat is vir jou vanoggend so dood, so verby, so net klaar, so heeltemal onmoontlik, wat die Here kom en hy sê vir jou, wat vir jou onmoontlik is juis vir God die moontlike om te kom doen in jou lewe. Hoe baie keer sit ons nie God in 'n boksie ook soos wat Martha dit gedoen het nie, om te sê, ja Here, ek weet U woord sê dit, maar hier kom Jesus, hy wie die woord is. Daar staan in God se woord, dat op die laaste dag die dode sal opstaan. Maar Jesus kom hier, en hy sê vir haar iets, hy sê, ja, dit is so, die woord sê dit. Hy sê, maar daar is meer in die woord, as wat net jy lees. Die Meester is hier en hy roep jou, om vanoggend te hoor, meer as wat ek en jy kan verstaan, wat in die woord van God staan. Martha antwoord Jesus op daardie vraag, toe Jesus vra, glo jy dit? Sy sê, ja, ek glo, U is die Seun van God. En toe gaan roep sy haar suster stilletjies, die Meester is hier en hy roep jou. Het jy al by die plek van stil wees uitgekom, waar jy God se Gees hierdie woorde hoor sê? Die Meester is hier en hy roep jou. Hy wil jou iets leer, wat jy nog nooit tevore geleer het of geken het nie. So baie keer dink ons het antwoorde, maar hy kom vanoggend en hy wil vir jou sê, hy is hier. Hy's nie ver van jou situasie af nie. Hy's nie iewers besig met iets anders nie. Hy is hier, maar hy roep jou ook na daardie plek toe waar hy is. Hy wil jou aandag hê. Hy wil vir jou vanoggend sê, ja, ek weet, dit wat jy na kyk is dood. Ja, ek weet, hier's 'n klomp ander mense om jou, wat saam met jou treur, en wat ook nie glo, dat iets vir my kan die onmoontlike moontlik raak nie. En hy kom en hy sê vir jou, vanoggend, hy wil vir jou sê, kom hier. Wat het Maria gedoen? Toe sy hom sien, het sy by sy voete neergeval
en sy het haar hart uitgehuil by hom. Sy het eers vol geraak by sy voete, waar sy hom aanbid het, waar sy haar seer uitgestort het, want dit is ook 'n gebed. En toe daar die kragtige woorde, toe Jesus haar so stikkend sien, toe kom hy en hy wys vir haar iets, wat hulle nog nie gesien het voorheen nie. Hy huil. En dit is wat ek vir jou wil sê vanoggend. Jy aanbid 'n Here wat vir jou sê, hy is hier by jou. Wat jy deurgaan, ken hy goed en weet hy wat dit is, want hy het vir jou aan daardie kruis te deurgegaan. Dat ons vanoggend onsself moet afvra, weet ons regtig hoe lief die Here ons het, dat hy regtig hier by ons is, dat hy weet van wat ons deurgaan, om te kan sê ek is hier, hoe baie hy jou lief het. En dan wil ek met jou iets deel, wat die Heilige Gees een keer vir my gevra het. Hy het my gevra, Leonie, as jy niks meer vir God kon vra nie, hoe lank sou jou gebed nog gewees het? Wat sou jy nog gebid het? Sou jy nog met soveel intensiteit na God toe gegaan het? En hierdie was 'n vraag waarvoor ek 'n preek voorberei het. Wat sal jou antwoord gewees het? As jy by die Here uitgekom het, en hy het vir jou gesê, jy mag my niks meer vra nie, wat sou jou gebed gewees het? Hoe sou jou gebed geklink het? En dit is presies wat God se woord vir jou sê. As jy nie meer weet watter kant toe nie, en ons kom by die plek om op te hou net te vra, en by hierdie plek uit te kom, waar Maria uitgekom het, en net by sy voete neergeval het, toe sy daardie woorde gehoor het, die Meester is hier, en hy roep jou. Jesus het gesê, neem die steen weg. Martha was die een wat geprotesteer het. En as ek so na alles kyk, dan sien ek net, dat toe Maria hierdie woorde gehoor het, die Meester is hier, en hy roep jou, was dit vir haar genoeg. Genoeg om alles oor te laat in die Here se hande. Alles net oor te laat. Is daar 'n plek in jou lewe vanoggend wat vir jou onmoontlik is, dat jy nie meer weet watter kant toe nie? En het jy vanoggend sy stem gehoor, wat hy vir jou sê? Die Meester is hier, en hy roep jou. En dat jy ook net stil kan wegraak, soos wat Martha net weggeraak het uit daardie klomp mense in die huis, en sy by Jesus se voete neergeval het. Dat jy weet, wat ook al in jou lewe aangaan. Die Meester is hier, by jou, in daardie omstandighede, en hy roep jou. Hy roep jou in die eerste plek na hom toe, sodat jy hom raak sien, sodat jy hom sal volg, sodat jy hom sal glo. Bo alles, bo enigiets wat ons kan bid of vra, is daardie woorde, hy is hier. Hy is nie ver nie, hy is hier. Hy is in jou omstandighede. En ek kan vir jou die garantie gee uit God se woord uit, dan sal wat vir jou en my onmoontlik lyk, moontlik raak. Want hy is die Here wat 'n sê het, wat geen mens 'n sê het in nie. Hy is die Here
wat vir jou sal opdaag, soos geen een kan opdaag nie. En as jy vanoggend wonder oor hierdie woorde, dan wil ek vir jou vanoggend sê, die Meester is hier waar jy nou is. Hier is hy. Ek wil nie eers sê daar is hy nie. Ek wil vir jou sê, hier is hy. En hy kom vanoggend en jy kan na sy bloed kyk vanoggend. En jy kan in hierdie bloed kyk en jy kan weet, daar is die antwoord. Jy is vergewe, jy is vrygespreek, maar vat jy dit? En as jy dit gevat het, is jy bereid ook om daardie vryheid oor ander te kan spreek, om vrede te kan maak, wat ook al gebeur het in jou lewe. En dat jy vanoggend ook sal kom en sy woorde sal hoor, die Meester is hier en hy roep jou. Hy roep jou om weer en weer en weer te glo. Deur sy wonde het daar vir jou genesing gekom. Jesus, dankie vir u bloed en dankie vir u liggaam en dankie dat u nie ver is nie, maar dat u elkeen wat na hierdie boodskap luister, nou roep, na u woorde. U is hier en u roep ons. Here, ek weet, in daardie roep is die antwoord, want u is die antwoord. Amen.